Die verhoor voor Pilatus het baie snaaks geëindig. Die Jode het aangehou skreeu, kruisig hom. Pilatus het vir hulle gesê, ek is onskuldig, ek was my hande in hierdie skottel water. En op die Jode se versoek het hy vir hulle gesê, vat hom en gaan kruisig hom. En daarmee, al het hy hom hoe onskuldig gevind, het hy die opdrag gegee dat die Here Jesus Christus gekruisig moet word. Die Here Jesus het hom nie verdedig nie. Hy het hom hierdie vonnis en die voltrekking daarvan laat welgeval, want hy was baie bewus daarvan dat hy op hierdie manier versoening doen vir die uitverkorenes. En hy het geweet dat as hy hom teen hierdie vonnis sou verset, dat hy nie dan vir ons 'n borg en 'n middelaar sal wees nie. En toe het waar geword wat in Jesaja 53 vers 7 staan. Die Here Jesus is weggelei Golgotha toe om gekruisig te word, soos 'n lam wat na die slagplek toe gelei word, soos 'n skaap wat stil is wanneer hy geskeer word. Hy het nie gekla nie. Jesaja 53 vers 7. Soos die gebruik was, moes die Here Jesus Christus self sy kruis dra, want die Romeine het geglo, die simboliek daarvan is, omdat hy sy kruis dra, stem hy saam. Hy is skuldig aan hierdie vonnis wat nou oor hom voltrek word. En hy het tussen die soldate geloop, na die plek toe wat die naam het Golgotha, dit beteken doodgewoon Kobbeen plek. Dit was 'n heuwel buitekant die stadsmure van Jerusalem. Jesus moes dus buite die stadsmure sterf, so sê Hebreërs 13 vers 11 en vers 12. Net soos wat die diere wat vir soenoffers geoffer is, buitekant die laar in die Ou Testament verbrand moes word. So hierdie ding dat die Here Jesus op Golgotha gekruisig is, buitekant die stad, is 'n vervulling van dit wat deur die Ou Testament heen geprofeteer was. Die Here Jesus het sy kruis deur die stad gedra, toe kon hy dit nog doen. Sy liggaam was toe nog sterk genoeg. Maar later, toe kon hy dit nie meer doen nie. Hy het net onder die kruis in mekaar gesak. En toe het hulle 'n sekere Simon van Cyrene lê in Noord-Afrika, gevat. Hy het van die veld af daar aangekom. En toe het hulle hom net gedwing om die Here Jesus se kruis vir hom verder te dra. Onder die mense wat agter die Here Jesus aangeloop het, was daar 'n aantal vroue wat oor hom gehuil en getreur het. En dan openbaar die Here dat hy Jesus omgedraai het en vir hulle gekyk het en vir hulle gesê het, julle moenie oor my huil nie. Julle moet huil oor julleself en oor julle kinders. En daarmee het die Here Jesus Christus gewys na die oordeel wat oor Jerusalem sou kom, met al die pyn en ellende wat spesifiek daardie mense sou tref. Toe hulle by Golgotha kom, het hulle met hom maar gemaak wat hulle met alle kruiselinge gedoen het. Hulle het al sy klere uitgetrek. Hulle het hom in die kruishoute vasgeslaan. En daar het die Here Jesus dan nou kaal tussen twee rowers gehang. En die feit dat hy tussen die twee rowers gehang het, was dan ook simbolies vir hulle die bevestiging, dit is die geselskap waarin hy tuis hoor. Hulle het ook 'n opskrif bo aan sy kop aangebring, in Latyn en in Hebreëus en in Grieks. Jesus van Nasaret, die koning van die Jode. Omdat die lyding verskriklik was, het hulle op 'n stadium vir hom gullenasyn aangebied, wat 'n verdowingsmiddel was. En toe die Here Jesus dit proe, het hy geweier om dit te drink. Want hy wou geen verligting vir sy lyde aanvaar nie. Hy het die straflyde gedra as 'n straf vir ons sondes, tot op die laaste druppel. Die lyding van die Here Jesus Christus is toe natuurlik ook vererger deur die feit dat die twee rowers wat weerskante van hom gehang het, dis twee moordenaars wat daardie week gevang is vir moord en opstand wat hulle in Jerusalem gepleeg het. Ook
twee manne was van verskillende aard. Die een het liggaamlike redding gesoek. Hy het die Here Jesus erken as Messias. Maar hy het gedink, die Here moet hom net liggaamlik versorg. Hy het vir hom gesê, as jy dan die Messias is, haal jouself en ons van hierdie kruishout af. Die ander rower het anders gevoel daaroor. Hy het vir hom gesê, hierdie man hang hier saam met ons kry dieselfde straf, maar ons omdat ons het verdien, hy, terwyl hy niks verkeerd gedoen het nie. En toe draai hy om na die Here Jesus toe, en toe kom ons agter dat daardie rower en moordenaar dink heel wat verder as die ander een. Hy het 'n beter verlossing gesoek. Toe vra hy vir die Here moet aan hom dink, as die Here in sy koninkryk is. Hy het dus vasgeglo dat die Here Jesus deur die dood na sy ewige koninkryk toe gaan. En toe die Here sy gebed verhoor, die Here het vir hom gesê, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. In praktiese terme, voor die son daai aand 6 uur gesak het, was hulle albei dood en was hy saam met die Here in die hiernamaals by God. Die werkende krag van die kruis kan hier al gesien word, naamlik dat tot die grootste sondaar, hierdie moordenaar en rower, as 'n voorbeeld, kry by die Here Jesus Christus redding en verlossing, wanneer die Here Jesus opreg bely word en daar by hom vir genade gebid word. Terwyl die mense oor Jesus gehuil en getreur het daar wat hy aan die kruis hang, het die soldate maar met hulle normale dingetjies aangegaan, en een van die goed was dat hulle altyd die kruiselinge se klere al op die nate losgekarring het. En dan het hulle die lappe onder mekaar verdeel, want materiaal was in daardie tyd 'n baie gesogte artikel. Maar toe hulle by die Here Jesus se onderrok kom, sy onderkleed wat hy gedra het, mans het daai tyd 'n boorrok en 'n onderrok gedra, toe was hierdie onderrok van die Here Jesus in een enkelte stuk geweef, daar was geen nate aan nie. En omdat hulle dit nie kon verdeel nie, toe moes hulle die lot werp daaroor.